die nuus vanaand, die Konstitusionele Hof gee duidelikheid oor die Menseregte Kommissie se magte. Die jongste verbruikersprys inflasiekoers weerspieël nie die ware impak van die konflik in die Midde-Ooste nie. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die Konstitusionele Hof het beslis dat die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie nie sy eie riglyne mag afdwing nie. Die Grondwethof het beperkings van hoofstuk 9 instellings duidelik gemaak en howe se mag as toepassers herbevestig. Die kommissie het hom na die Hoogste Hof gewend nadat die Hooggeregshof en die Appelhof bevind het dat sy opdragte nie regsbindend is nie. Die Grondwethof moes beslis oor die regsbindendheid van die Menseregte Kommissie se riglyne onder afdeling 184. Volgens die hof voorsien die kommissie 'n ondersteunende rol, maar sy aanbevelings is nie afdwingbaar nie. The phrase, quote, take steps to secure appropriate redress, close quote, which is contained in section 184 2B of the Constitution, is central to this inquiry. Properly interpreted, this section denotes facilitation and assistance in obtaining redress, rather than empowering the Human Rights Commission to provide or impose a remedy itself. This interpretation is reinforced by the provisions of the SAHRC Act, which empowers the Human Rights Commission to investigate, mediate, conciliate, negotiate, and assist in litigation, but they do not empower it to issue binding directives. Die hof het die kommissie verseker dat sy tande nie getrek word nie. Its influence lies in the deployment of the powers conferred upon it by the Constitution and the SAHRC Act, including the exercise of extensive investigative authority, the support of litigation, the shaping of the conduct of state officials, the informing of public debate, and the exertion of normative pressure on organs of states and private actors alike. Die Menseregte Kommissie sê die uitspraak gaan groot vertragings veroorsaak. What this judgment means is that in cases where the respondent refuses to comply with our recommendation, we will have to go to court to enforce our decisions. Now, that is not financially viable. The Commission does not have enough litigation budget to do so. Die kommissie sê hy ontvang ongeveer 10,000 klagtes per jaar, waarvan hy 6 tot 8,000 finaliseer. Intussen het die Menseregte Kommissie 'n verdoemende verslag vrygestel oor die stand van munisipale dienslewering in die Noord-Kaap. Swak stelsels, korrupsie en 'n gebrek aan vaardighede het gelei tot diensleweringsmislukkings. Die kommissie het die probleme as sistemies beskryf. Hy het opdrag gegee dat die Noord-Kaapse premier, Dr. Zamani Sol, die Solplaatjie munisipaliteit tot 'n provinsiale rampgebied verklaar weens die rioolstortingsprobleme. Klagtes oor rioolstortings in Kimberley stroom al jare in. Die Menseregte Kommissie sê die munisipaliteit is nie in staat om die situasie te bestuur of reg te stel nie en het 'n provinsiale ramptoestand aanbeveel. Die rioolstortings wat ons in die Solplaatjie munisipaliteit gesien het, is losstaande die ergste wat ons nog gesien het. In die Noord-Kaap is vir die premier om sy magte te gebruik in terme van die relevante wetgewing om die rioolkrisis in die Solplaatjie munisipaliteit in 'n provinsiale ramp te verklaar. Daardeur sal hy finansiële hulpbronne kan koördineer, hy sal departemente kan koördineer, hy sal relevante rolspelers kan koördineer en ons het vir die premier 6 maande gegee. Die Keigerib munisipaliteit, 'n sukkelende munisipaliteit in die ZFM Ngau munisipaliteit, het onder skoot gekom vir sy finansiële onreëlmatighede en beweerde bedrog en korrupsie. Die kommissie het ook kommer uitgespreek oor watertankvervoer in die meeste munisipaliteite in die provinsie en het gesê die proses laat die deure oop vir korrupsie. Verskeie sukkelende munisipaliteite spandeer elke maand miljoene aan watertankvervoer. Munisipaliteite
beweer dat hulle nie genoegsame fondse het om dienste te voorsien nie, maar ons is van mening dat daar 'n groot vermorsing ook van geld plaasvind in ons munisipaliteite waar daar finansiële wanbestuur is. Baie poste, kritiese poste word net eenvoudig nie gevul in munisipaliteite nie. Die aantal vakante poste in die meeste munisipaliteite in die provinsie het ook wenkbroue laat lig, met een munisipaliteit wat selfs 'n vakatuurkoers van 41% het. Die aantal persone wat waarneem en die gebruik van konsultante is ook 'n bron van kommer in die verslag. Ulrich Hendriks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die Sedibeng-polisie se geskorste distrikskommissaris, brigadier Abraham Nkwashu, se bande met die beweerde kartellid Katiso Katie Molefe spruit uit sy familieverbintenis met sy voormalige skoonsister, Fundiswa Nyangule. Sy is later met Molefe getroud. Nkwashu het getuig dat Fundiswa 'n ontmoeting tussen hom en Molefe in Junie 2024 gereël het. Tydens die ontmoeting is die inhegtenisname van Michael Puletau bespreek. Tau is 'n voormalige polisielid wat in die Armand Swart moordsaak geïmpliseer is. Nkwashu is deeglik oor sy familiebande ondervra, waar volgens hy sy interaksie met Molefe wou verduidelik. Nkwashu is ondervra vir sy beweerde inmenging in die Swart moordsaak nadat hy op kringtelevisie beeldmateriaal gesien kan word waar hy Katiso Katie Molefe besoek het, wat aangekla is van die moord. Nkwashu het sy verbintenis met Molefe afgemaak as 'n familiebesoek. Molefe was in 'n burgerlike huwelik met Fundiswa, wat voorheen getroud was met sy swaar Sasi, wat oorlede is. As we were concluding the meeting, Katiso, whom I'm now knowing as my brother-in-law, now calling him Butke, he told me that a friend of his had been arrested. And he needed to know if the state will oppose bail as he wanted to pay the bail money for his friend. Nkwashu het ook die familieverband met Fundiswa as rede aangevoer vir 'n na-uurse besoek aan die tronk waar hy kos en klere vir Molefe geneem het. I deny that I attempted to interfere in any manner. My conduct was limited to assisting my sister by facilitating the delivery of the clothing to her husband while he was in custody. Die ondersoek duur voort. Iran het 3 vragskepe in die straat van Hormuz aangeval enkele ure nadat president Donald Trump van plan verander het oor die verlenging van die skietstilstand-ooreenkoms tussen die VSA en Iran. Trump het aanvanklik geweier om die skietstilstand te verleng indien daar nie vordering gemaak word met samesprekings tussen die twee lande wat vandag in Pakistan sou plaasvind nie. Die verlenging van die ooreenkoms het 'n wisselende invloed op die olieprys gehad. Teen laat vanmiddag het olie teen tussen $99 en $100 per vat verhandel. 'n Paar uur voor die skietstilstand om 2 uur vanoggend Suid-Afrikaanse tyd sou verstryk, het Trump aangekondig dat Amerika sy aanvalle op Iran vir 'n onbepaalde tyd uitgestel het. Dit nadat die VSA ingestem het tot 'n versoek van Pakistanse bemiddelaars om aanvalle op Iran te staak totdat die twee lande se leiers en verteenwoordigers saamstem oor 'n voorstel om die oorlog te beëindig en samesprekings afgehandel is. Amerika se vloot sal egter voortgaan om Iran se hawes langs die straat van Hormuz te blokkeer. Trump se toegewing het Iran nie daarvan weerhou om op 3 vragskepe toe te slaan nie. Volgens die Islamitiese Revolusionêre Wag is beslag gelê op 2 van die skepe wat na die Iranse kus vergesel is. Die wag sê die skepe het maritieme veiligheid bedreig omdat hulle sonder die nodige magtiging gevaar en navigasiestelsels gemanipuleer het. Vroeger vandag het die Iranse ambassadeur in Pakistan die land se eerste minister Shehbaz Sharif in Islamabad ontmoet om oor vredespogings in die Midde-Ooste te praat. Geen verdere besonderhede oor die vergadering is verstrek nie. Net hierna, inflasievooruitsigte lyk nie goed vir Suid-Afrika nie, maar Eskom beloof dat die ligte die winter gaan aanbly. Bly by ons.
Ekonome waarsku dat die jongste verbruikersprysinflasiekoers nie die ware impak weerspieël van die voortsleepende Midde-Oosterse konflik nie. Statistieke Suid-Afrika se jongste data toon dat die VPI effens op is van 3% in Februarie tot 3,1% verlede maand. Die maartsyfer is egter vasgestel voor die skerp brandstofprysstygings aan die begin van die maand. 6 van die 13 hoofkategorieë wat gemeet word, het inflasiestygings getoon. Die grootste bydraes was onderrig, inflasie, nadat klasgelde vanjaar met 5,4% gestyg het en behuisingsinflasie vanweë hoër huurpryse. Voedselinflasie het vir die tweede agtereenvolgende maand gedaal en staan nou op 3,6%. Let's dive into inflation for food and non-alcoholic beverages, which slowed further to 3.6% in March from 3.7% in February and 4.4% in January. 4 of the 11 food and non-alcoholic beverages categories are in deflationary territory, including fruits and nuts, vegetables, cereal products, and milk, other dairy products, and eggs. The milk, other dairy products, and eggs category recorded its 10th successive month of deflation at negative 0.5% in March, slightly higher than February's negative 0.7%. Volgens ekonome verwag hulle egter 'n beduidende styging in verbruikersinflasie van volgende maand af. Die Reserwebank kan moontlik na Maart se VPI-data kyk en die styging in huurinflasie interpreteer as 'n teken dat die behuisingsmark en verbruikersvraag besig was om te herstel in Maart. Maar op die ou einde gaan die rentekoersbesluite in die korttermyn waarskynlik tot 'n groot mate afhang van hoe die oorlog ontvou en wat die impak daarvan is op oliepryse en die randwisselkoers. Die Reserwebank sal seker maak dat inflasie in die mediumtermyn terugkeer na sy 3% inflasieteiken, maar as die oorlog relatief gou ophou, sal dit dalk nie nodig wees vir die Reserwebank om koerse te verhoog nie. Hoewel inflasie vir die vervoer van goedere en dienste tot 8,7% gedaal het in die 12 maande tot Maart, is van dese maand se skerp brandstofprysstygings nie daarbey ingereken nie. Kenners waarsku dat die Reserwebank rentekoerse sal moet verhoog as die konflik in die Midde-Ooste voortduur, aangesien dit tot 'n skerp styging in voedselpryse kan lei. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosiyenso Ramogopa, sê met geen beurtkrag wat die winter voorspel word nie, is die regering se eerste prioriteit om krag meer bekostigbaar te maak. 'n Nuwe nasionale elektrisiteitsprysbeleid oor 'n billike en bekostigbare prysstruktuur is byna afgehandel. Kragvermindering sal na verwagting teen die einde van die jaar ook iets van die verlede wees. We sit here at a much more improved position from an energy availability factor compared to this period 3 years ago when we started this journey. We are sitting at 65 at the end of the financial year. You will recall the magic number of us being on a path towards the 70%, and we are doing this whilst at the same time implementing some of these long outages that enables us to comply with the minimum emission standards. 2 mense is dood toe 'n bus op die N1 tussen Louis Trichardt en die Hendrik Vervoertunnel in Limpopo omgeslaan het. Die bus met 8 passasiers en 6 personeellede was op pad na Zimbabwe toe die bestuurder beheer oor die voertuig verloor het. Die bus het in 'n sloot in die Chambutsi-vallei naby die Ingwe-draai beland. Die busongeluk het vroeg vanoggend op 'n skerp draai plaasgevind. Dit is die 3de busongeluk op dieselfde plek in net meer as 3 maande. In November verlede jaar is 44 mense dood toe 'n bus onderweg na Zimbabwe en Malawi in die Chambutsi-vallei neergestort het. From the reports, it's indicated that the bus brakes failed horribly so, and it resulted in a horror accident. This time is on the right, on your way from Gauteng, which is very abnormal. But we can safely say that the preliminary reports will be validated by the final report as time goes on, and the public will be duly informed. Die bestuurder sê daar was fout met die remme van die bus. I come from Johannesburg. Then on the top of this mountain, I felt the brake. The bus is failed. Then I tried to proceed. Then
bus you lose your control. I'm feeling bad, but because this is the first time to do this. Intussen is 2 van die 3 passasiers wat beseer is, uit die hospitaal ontslaan. Kom ons kyk hoe die markte vertoon het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag. Ons vra om verskoning vir daardie probleem. Ons gaan voort met die bulletin. Die Lesotho Hoogland Waterprojek is beskryf as 'n kragtige simbool van 'n blywende vennootskap en bewys van wat Afrika deur eenheid en gedeelde visie kan bereik. President Cyril Ramaphosa, koning Letsie III en Lesotho se eerste minister Samuel Matekane het die Senko-brug in Mokhotlong onthul. Dit is 'n belangrike mylpaal in fase 2 van die projek wat watersekerheid en infrastruktuur vir beide lande sal verbeter. Die Lesotho Hoogland Waterprojek wat oor verskeie fases strek is gebore uit die 1986 verdrag tussen die twee lande. Die opening van die Senko-brug word beskryf as 'n bewys van die samewerking tussen die buurstate. The Lesotho Highlands Water Project is one of the most ambitious and successful trans-boundary water projects in the world. It is the largest investment made by South Africa outside its borders. South Africa is a water-scarce country, and the waters of Lesotho's highlands are vital for our country's development. We remain forever grateful to Basotho for making water resources available to us. Water security for South Africa, energy security, economic development, and infrastructure development for Lesotho. The royalties and infrastructure that flow from this project are not incidental benefits. They are central to our development finance strategy. Your presence in Lesotho today signifies the importance you attach to the partnership and cooperation between the countries that share the Senko-Orange River water resources. Die Senko-brugprojek het meer as 1200 werksgeleenthede geskep. Suid-Afrika sal ook R30 miljoen in humanitêre hulp aan Lesotho verleen deur die Afrika se Renaissance fondse. En ons is net hierna terug met die sportnuus van die dag. Bly ingeskakel. En dis waar ons moet groet vanaand. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag is 60 tot 80% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën langs die Wes, Suid en Ooskus. Vir môre reën duur steeds voort, 60 tot 80% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land. Dan sien ons ook daar is baie mooi weer langs die Weskus. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie in Limpopo en dan sien ons ook in die noordelike dele van Mpumalanga en die oostelike dele van Noordwes. Vir vandag en môre 'n waarskuwing vir rowwe see toestande en sterk wind word dan verwag langs die Weskus, die Suidweskus en dan ook die Suidkus. Dan is daar ook 'n waarskuwing vir môre vir ewige donderbuie wat verwag word in die sentrale en noordelike dele van die land. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Pretoria 15-19, Bronkhorstspruit 13-17, Johannesburg 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 17. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien verspreide buie en donderbuie, Messina 16-20, Lephalale 16-20, Thabazimbi 'n minimum van 16 en dan Mokopane 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 19. Mpumalanga
Mbombela 14-17, Carolina 9-13 en Mashishing het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 15. KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg 9-15, Potchefstroom 15-20 en dan Vryheid het 'n maksimum van 16. In die Oos-Kaap, baie koel in die provinsie, Mthatha 5-18, Gqeberha 11-22 en KwaNodjoli het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 23. In die Wes-Kaap, Beaufort Wes 8-21, sonnig in Worcester met 'n maksimum van 23 en Klein Willem met 'n maksimum van 25. In die Noord-Kaap, mooi weer en sonnig in Springbok met 'n maksimum van 25, anders is enkele buie en donderbuie in die res van die provinsie met Kimberley wat 'n minimum van 10 het en 'n maksimum van 22. Vrystaat, verspreide buie en donderbuie, Ficksburg 11-16, Bloemfontein 12-20 en Bethlehem het dan 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 13. Ten slotte Noordwes wat ons laaste provinsie is, verspreide buie en donderbuie, Klerksdorp 16-17, Swyzer-Reneke het dan 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 19. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.